Toen ek vanoggend wil ek praat oor die wederkoms, die mense, die Christene, vroeë Christene, het altyd geskree, Maranatha, Maranatha. En dit beteken die Christene roep die wederkoms nader, ongevraag het die wederkoms moet nader kom. Maar nou in die week was dit weer baie in die nuus, dierbare vriend van ons, Dani Botha, julle almal ken Dani baie goed, verkondig dat die 24 September 2025 is die dag wanneer die weggrawing gaan plaasvind. En dis maar 'n teologie wat sekere mense handhaaf om te glo in die weggrawing en die duisendjarige vrederyk en die allerhande tydperke en dinge. En ek ken Dani nou van die universiteit af, so dit is al baie jare dat ek Dani baie goed ken. En ek was 'n groot aanhanger van Dani, tot hy nou hierdie goed begin sê. Ek het 'n bietjie begin twyfel met sy motiewe. Maar hierdie ding wat Dani doen, om te sê, die eindtyd is op hande en die weggrawing van plaas van die wederkoms gaan gebeur, is nie 'n nuwe ding nie. Dis nie 'n nuwe ding nie. Dit gebeur, ek het nou net 'n paar datums van die laaste 100-200 jaar, maar dit gebeur eintlik nog altyd. Daar's altyd sulke oplewings, veral as dit kom by 'n dekade wat afrond, met ander woorde 2010 en 2020 en 2030, as ek dekade, aan die einde van 'n dekade, dis dan 'n oplewing, aan die einde van 'n eeu, aan die einde van 'n millennium, is daar altyd mense wat sê, dit gaan nou wees. Hierdie William Miller het in 22 Oktober 1844 gesê, dit gaan die eindtyd wees. Maar dit was toe nie. En toe was daarna wat hulle genoem het die groot teleurstelling. En uit hierdie beweging uit het die 7-daagse Adventiste kerk ontstaan. Mense wat gesê het, dis 'n teleurstelling, iets het fout gegaan, wat ook al. Maar hierna het mense nog steeds datums aangekondig as die eindtyd. 1914, 1925, 1975. Dit hou net nie op nie, dit hou net aan en aan en aan. Meer onlangs het ou soos Weisland, het hy gesê 11 tot 13 September 1988 is die datum. En wat die mense doen, hulle gebruik almal, hulle lees Daniel, die boek Daniel, en dan ontleed hulle Daniel so bijvoorbeeld Daniel praat van 'n tyd en 'n halwe tyd en 'n dubbeltyd. So, as jy nou 'n tyd vat, as jy 'n dubbeltyd is 2 en 'n halwe tyd is half, so dis 3,5. En dan maak hulle dit of jare of maande of wat ek al kom hulle by die datums uit. Nou ons weet Daniel is in 400 voor Christus geskryf, en dit gaan oor die geskiedenis van daai tyd, die Persiese ryk en die Griekse ryk en die Romeinse ryk, wat daai tyd gebeur het. Ons weet dit, ons kan dit, as jy daai geskiedenis ken, kan jy gaan sien, dit pas in Daniel in. So as jy Daniel lees en jy ken die geskiedenis van die antieke tyd, dan sien jy dit match. Jy hoef nie nou vandag te bring nie. Maar in elk geval, die mense doen dit. En hierdie ou, so datum het ook toe nie gewerk nie. Toe verskuif hy dit na 1989 toe, en toe na 1993 toe, en so aan. Later het daar nou gekom, Harold Camping, en hy het gesê 6 September 1994. Nou kyk, in 1994, in ons land, het almal opgedink, dit gaan die eindtyd wees, want dit was rof in 1994. Die nuwe verkiesing was op hande, en die nag van die lang messe was op hande, en allerhande dinge so gebeur het. Maar hierdie ouse datum het ook toe nie gewerk nie. Toe verskuif hy dit na 21 Mei 2011. Wat ons nou weet, het ook toe nie gewerk nie. En toe later na 21 Oktober 2011. Wat toe nou ook nie gewerk nie. In ons eie land, so 'n paar jaar terug, het 'n ou met die naam van Johannes Coetzee, het hy gesê 21 Oktober 2011 aan die einde van die wêreld. Hy het 'n kamer in 'n
hotel geboek en al sy vriende daar by mekaar kom en hulle het gewag. En deesdae sien ek op die oomblik, die Johannes Kutse is nog in die lewe, hy het begin weer nou sulke praatjies praat. Maar ek onthou my eie lewe in 1999 was dit die Y2K probleem. Die Y2K probleem. Al die rekenaars sou gaan staan en dit sou die einde van die wêreld gewees het. Want as gevolg van die 1999 kan nie omgaan na 2000 toe die rekenaars gaan staan het. Toe was daar in 2012 die Mayan kalender wat opgehou het. Dit het baie jare terug, honderde jare terug, het die Mayans 'n kalender gemaak wat ophou in 2012. Toe sê die mense, die einde van die wêreld gaan gebeur. Dit het nie gebeur. Toe, in 2020, met die aanbreek van die epidemie, het die mense ook gevoel, nou is dit die tyd. So hierdie goed is nie. Al wat waar is, almal was nog net verkeerd. Daar was nog nie een van die mense in die hele 2000 jaar was reg. Hulle was nog net verkeerd. So kom ons lees nou in die Bybel. Daar's 'n paar gedeeltes oor die eindtyd in die Bybel. Die eerste een kom uit Matteus die laaste week toe Jesus in Jerusalem ingegaan het, met die sonnaand toe ingegaan het. Daai laaste week het hy 'n paar profetiese redes gedoen. En een van sy profetiese redes in Matteus 24 was die profetiese rede oor die eindtyd. Kom ons lees dit stadig deur. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, behalwe daar in die Bota. Nie die engele in die hemel nie, ook nie die Seun nie. Nee, die Vader weet dit. So, hy begin weer te sê, as ons oor hierdie dag moet praat, niemand weet dit nie. Dan gaan hy oor en sê, kom ons kyk hoe dit gaan wees. Dan sê daar by vers 37, soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. Met ander woorde, in Noag se tyd, het die mense ook nie geweet wanneer dit was nie, en dit gaan gebeur nie. Dit is 'n absolute verrassing. Daar's geen manier hoe niemand dit ooit sal kan weet nie. Want een van die eienskappe van die wederkoms is 'n absolute verrassing. Vers 38, en daardie dag voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag van Noag in die ark gegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en almal weggekeer het, gesweer. Met ander woorde, daar's niks wat jy kan voorberei op hierdie dag nie. Nie vir jou nie vir jou vrou nie, vir niemand. Moenie dink jy is 'n uitsondering nie. Jy is nie 'n uitsondering nie. Niemand sal dit weet nie. Net so sal dit gaan met die koms van die Seun van die mens. En nou hier begin nou 'n gedeelte by vers 40. En dis die enigste verse waarop die teologie van die wegraping gebaseer is. Daar's nie ander gedeeltes nie, daar's nie woorde nie. Hierdie paar verse wat nou volg is die wegraping gebaseer. En hy wil nou maar net sê hoe dit sal wees. Dan sal twee mense op die land werk. Die een sal saamgeneem word en die ander een sal agtergelaat word. Twee vroue sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem word en die ander sal agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag die Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur wat julle dit nie verwag nie. Dis 'n profetiese rede. Met ander woorde, dis 'n paar goed wat ons kan sê van die wederkoms. Dit gaan totaal onverwags wees.
Behalwe as ek sê vir Dani Botha, maar vir die res van ons mortels gaan dit onverwaars wees. Dit is 'n absolute verrassing vir elke skepsel op aarde. Wees gereed. Met ander woorde, moenie wag tot jy dink is môre en dan sê Here, maak my reg nie. Wees nou gereed. Sodat jy kan sê, Maranatha, Here kom nou. En dit is vir die gelowiges, is dit 'n goeie gebeurtenis wat op hande gaan wees. Dis nie, as jy Openbaring lees, dan sien jy in die eindtyd, dan gaan die bruid met die bruidegom trou. Dan word die kerk gaan met Christus trou. Dis 'n lekker gebeurtenis vir ons gelowiges. Dis 'n lekker ding. Dan lees ons, daar's ook 'n ander gedeelte in die Nuwe Testament in Tessalonisense. Tessalonisense 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense. Daai hele twee boeke skryf ook oor die wederkoms. Ek lees vir ons daar ook 1 Tessalonisense 5. Oor die tyd en omstandigheid van hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Paulus dink, is nie eens nodig om vir Christene te skryf hieroor nie. Dis nie nodig dat hulle iets weet hieroor nie. Dis klaar gepraat. As jy gereed is, jy gereed. As jy nie gereed is, jy gaan nie weet nie. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Vers 3, wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne, 'n swanger vrou, en niemand sal dit ontkom nie. So wat hy hierso sê, daar's niks wat jy of ek of enigiemand kan doen om hierdie gebeurtenis te sidestep of te jiphou of te mis of wat ook al. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Julle dag sal julle nie soos 'n dief hierdie dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is toch allemaal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. In ander woorde, want ons hoef nie te stres nie. Ons hoef nie te stres nie. Dis vir ons is dit 'n blye dag. Dis nie 'n slegte dag, dis 'n blye dag. Maar ons wat die dag wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet ons geloof en liefde as 'n bors hartnas dra. So met ander woorde, geloof en liefde moet jy hê en dra hoop as 'n verlossing, as helm. Dan moet jy met die wapenrusting aan hê, geloof, hoop, verlossing. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe en of ons reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde soos jy dit trouwens reeds doen. Met ander woorde, hierdie wederkoms ding is nie om Christene bang te maak nie. Dis nie om mense skrik op die lyf te jaag nie. Dis om mense moed in te praat en hoop te gee en sê, moenie worry nie. Dis wat Christene doen met mekaar. Hulle moet mekaar moed inpraat en troos en bemoedig. Die vyand is die een wat die vrees dryf. Hy is die een wat die vrees dryf. Hy maak jou bang. Wat het die slang met Eva gedoen? Hy het haar bang gemaak. Hy sê, nee, eet 'n bietjie van die wysheid. Dan sal jy nie hoef te stres nie. Wat doen hy nog? Hy skep twyfel. Dis wat die vyand doen. Hy skep twyfel. Maak polarisasie. Ja, mense aan een kant toe. Skep konflik. Dis wat die vyand doen. As jy alle insidente van die Satan in die Bybel gaan lees, dan sien dis wat hy doen. Dis wat hy met Kain gedoen het. Toe Abel se offer aanvaar is. Nog 'n bietjie verder in 2 Tessalonisense lees ons die volgende. En aan julle lyding sal hy 'n einde
einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Dis die ons wat bedoel. Dis die ons wat vrees. Die ons wat nie vir God ken nie. Wat sê die godsdienst dinge sommer net nonsens. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban in die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dis hulle, en ons. Ons, aan die ander kant, kry sekerheid. As jy sekerheid het, kan jy ontspan. Jy weet, jy en Jesus is verbonde aan mekaar, hulle is verbind aan mekaar. Dan kan jy net in hierdie tyd, net jou vrede demonstreer. En jy kan aangaan met die lewe. Doen jou werk. Fokus op jou werk, fokus op jou gesin, fokus op jou vriende. En hoop op God. Nog in Thessalonisense. En nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van stryd gebring word as iemand van julle sou sê die dag van die Here is al hier nie. Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak. Baie ouens sê, maar hierdie is nie 'n voorspelling nie, dis 'n profesie. Dan glo almal en almal fout. Nou hierso sê hy, of die ou dit nou vir jou sê in 'n profetiese uitspraak, of in 'n preek, of in 'n brief, wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees, van Paulus homself af. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Asseblief, moenie deur hierdie klomp sotte van die wêreld op vergewerk word nie. Hulle jaag die wêreld in jy kan maar gaan kyk na Daniël se preke. Hy preek net harder en meer aggressief, sodat julle moet glo wat hy sê. Christene maak mekaar nie bang nie. Christene verkondig vrede. En ek en jy wat verbonde is aan God, ons weet sy wederkoms gaan gebeur. Ons weet dit. En ons wil hê dit moet nou gebeur. Soos die wêreld nou in die gang is. In Amerika, toe die ou in Amerika doodgeskiet is, toe Amerika self daai gebeurtenis gebruik om hierdie wederkoms dinge aan te jaag. Die wêreld is totaal in chaos gedompel, ek stem saam. As jy ander plekke in die Bybel sê hulle, jy moet gaan kyk na tekens van die tye. Die probleem met die tekens van die tye, ons kommunikasie en social media is so goed, jy weet van elke aardbewing in die hele wêreld. Jy weet van elke wind en elke storm en elke tsunami. Jy dink daar gebeur meer goed omdat jy van alles weet. Daar gebeur nie meer goed as 1000 jaar terug nie. 1000 jaar terug was daar tsunamies en daar was aardbewings. Ons het dit nie gebeur daarvan. Daai mense ook nie, want hulle moes op 'n Duitse pootskryf met 'n briefie en dan vrek die tyd en dan kom dit nie aan kan by. So ek en jy, as ons praat oor die wederkoms, en selfs as jy die teologie glo van die wegraping, wat baie dun teologie is, waterdun teologie, garendraaike teologie, dan moet jy vrede in jou hart hê, dat jy is nie in die verkeerde kant. As jy Openbaring weer 'n keer lees, in Openbaring, hier die einde van Openbaring waar die ding nou lyk of dit gaan oorlog wees, dan verskyn God op die toneel, hy gooi die dier in die vuurpoel, dit is so anti-klimaks, hy gooi net die dier en die heks en die vrou van alles, gooi net in die vuurpoel, kapoef, een versie. Dan praat hy oor die bruidegom, wat met die bruid gaan trou.
Christus. En dan praat hy oor die nuwe Jerusalem. En die nuwe tuin, waar die tuinier, die nuwe tuin gaan inrig in die nuwe Jerusalem. Dis al wat gebeur, daar's nie gelowiges en van chaos. So ek en jy sê net, Maranatha. Ja, Here, kom. Maar intussen gaan ons aan met ons werk. Want ons is kinders van die Here, ons glo in Christus, ons is verbonde. Amen. Kom ek bid saam. Here, baie dankie dat daar baie goeie teksgedeeltes is oor die wederkoms. Dis word altyd so 'n bietjie opgeblaas en bang maak stories vertel en vrees word aangewakker. En ek wil bid dat gelowige mense het nie 'n gees van vreesagtigheid nie. U het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, 2 Timoteus 1:7, maar een van krag en van liefde en van selfversekerdheid. U gee ons vrede. Ek wil bid dat gelowige mense sal vrede hê. Hulle sal aangaan met hulle werk, hulle nie steur aan die dinge wat verkondig word. En dat ons weet, Here, ons sien uit na die wederkoms. Want U het ons in hierdie wêreld gesit om ons werk te doen, om sendingwerk te doen, om mense te help, om mense te dien, totdat ons tyd verby is. Gee ons vrede, Here, ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.